Goeiemôre. Dit is nou so 1:10 in die oggend, baie vroeg, en ek wil graag met jou iets deel, wat God in my gedeel het. Dit is nie iets wat ek regtig voor 'n kamera doen nie, voor mense doen nie. So nou en dan sal ek met iemand praat oor 'n openbaring maak. Praat nie voor mense nie. Hierdie is 'n goddelike waarskuwing. Daar kom 'n aanslag. Dit is in 3 dele. Die heel eerste aanslag is 'n geestelike aanslag. Die doel van hierdie geestelike aanslag is om 'n geestelike oorwinning oor jou te behaal. Oor hulle wat uitverkies is en wat geroep is vir 'n groter goddelike plan. En glo my, daar is 'n groter goddelike plan vir Suid-Afrika, vir jou mense. Ek sien 'n hond. Dit lyk soos jou eie persoonlike hond. Die hond wat jy beskou as jou beste vriend. Jou vertroueling, jou maat. Maar dit is nie die waarheid nie. Dit is bedrog. Dit is 'n leuen. Alhoewel hierdie hond lyk presies soos jou eie hond, en jy dit nie sal kan onderskei van jou eie hond nie, is hierdie hond nie vriendelik nie. Dit is baie aggressief. Dit het 'n doel om jou te vernietig. Dit sal jou aanval soos 'n hond wat rabies het. Dit wag net vir die regte oomblik om jou van agteraf te byt, om jou te vergiftig, om jou geestelik dood te maak. Die individu loop die gevaar om oorheers en verwoes te word deur dit waarop hy die meeste vertrou. Waarop vertrou jy die meeste? Is dit jou politieke party? Is dit jou geld? Jou status? Wat ook al. Hierdie het die gevaar om jou aandag te verdeel, sodat jy nie meer sal aandag skenk aan dit wat die belangrikste is nie. Jou geloof. Jou vertroue in God. Want jy vertrou op sy vriendskap, op die hond. Wees gewaarsku. Maar wanneer jy in die veld is, alleen, wanneer jy alleen saam met hom, saam met die hond, in die veld is, besig om te jag, dan loods hy die aanval. Tog, dank die Vader. Deur sy voorsienigheid is daardie hond aan 'n leiering. En hy kan nie beweeg soos hy val nie. Hy word beperk. Dis
is sy aanval ook beperk. Jy word geestelik wakker, betyds, hopelik, voor die aanval. Jy kan die aanval afweer. Al wat jy het in jou hand, is 'n porseleinbord. Dink wat maklik breek as dit val. Dit is die bord waaruit jy eet. Die kos is die woord van God. Wanneer hierdie hond dan oorgaan op die aanval, verdedig jy jouself deur die bord in sy bek te druk, sodat hy jou nie kan byt nie. En dan slaan jy hom herhaaldelik, oor die kop, met die bord. Hy probeer wegkom, maar hy kan nie wegkom nie. Want hierdie genade en die beskikking van God, is die hond nog steeds aan 'n leiriem. Wat doen die hond nou om homself te verdedig? Hy raak onsigbaar. Hy is nog steeds aan die leiriem. Jy kan die leiriem sien beweeg. Maar die hond is onsigbaar. Tog bly jy slaan. En jy slaan raak. En jy slaan hom op die kop. En jy slaan hard. Met die bord. Die porseleinbord. En wanneer jy dit eindelik doodslaan, verander daardie hond, daardie onsigbare hond, in 'n padda. En met die laaste hou, wat jy hierdie padda slaan jy die padda dood, maar breek jy ook die bord. En op die een helfte van die bord is die figuur van die padda afgebeeld. Dit sal dan in die geskiedenisboeke opgeskryf word, sodat die nageslag sal kan herinner word en onthou en nooit vergeet van hierdie 3-fase oorlog nie. Die eerste aanval is verby. Die geestelike aanval. Jy het wakker geword. Die tweede aanval word nou geloods. Hierdie aanval is meer fisies. Jy is steeds in die veld. In jou kakies. Baie mense het baie sê dinge oor kakies, maar dit is 'n simbool. Simbolies. Jy loop nou alleen op daardie plaaspad. Daar is niemand wat jou help nie. Daar is niemand saam met jou nie. Dis jy alleen op daardie plaaspad in die veld. En nou word jy aangeval deur 'n groep met wapens. Dit is 'n fisiese aanval. Maar hulle is lafhartig. Nie baie dapper nie. Dis amper soos 'n toetsloopie, net om te sien hoe jy sal optree. Net so, kom ons val aan, kom ons kyk wat gebeur. Kom ons kyk hoe hy reageer. Alhoewel dit nie maklik sal wees nie.
is hulle aanval nie baie georden nie. Asof hulle bang en oorversigtig is. En dan slaan hulle op die vlug. Dit was die tweede aanval. Dit is net 'n toetsloopie. Jy beweeg verder op die plaaspad. Jy is steeds alleen. En daarvoor in die pad is 'n blinde draai, blinde hoogte, blinde draai. Jy kan nie sien wat om daardie draai gebeur nie. En alhoewel jy nog steeds alleen is jy nou paraat. Jy is gereed. Jy is gepantser. Jy is bewapen. Dis asof jy in 'n tank ry. En dit is goed so. Want die tweede aanval word geloods in daardie draai. In 'n blinde hoogte. Hierdie derde aanval, die tweede fisiese aanval, is baie aggressief. Dit is 'n peloton van manne. Elkeen met 'n verskillende soort uniform. 'n gekombineerde mag van magte. Elkeen met verskillende range. Met baie gevaarlike wapens. En hulle is swaar gewapen. En in daai draai loods hulle die aanval. Hulle is vasberade om jou te vernietig. Hulle is baie aggressief. Die koels reën neer op jou. Maar soos met die leiriem, goddank, jy is gepantser. Jy is gepantser. Jy is gereed. Alhoewel hulle baie gevaarlike wapens het, doen dit jou geen skade nie. Daar is wel gate in jou pantser. Maar jy kom niks oor nie. Jy verdedig jouself deur terug te skiet. Dis jou akkuraatheid. Dis jou gevegskuns. Dis jou geloof. En dit bring verwarring onder hulle. Dit bring vrees onder hulle. En net so skielik as wat dit begin het. Net so skielik hou dit op. Hulle gee op. Hulle hou op om oorlog met jou te maak. En wanneer jy dan nou loop, dan loop jy nou wel mank. Soos iemand wat 'n voet geswik het. Maar jy is nie gewond nie. Jy het geen skade gekry nie. Jy loop wel mank. Jy loop wel mank. Verder maak jy niks. En daar op die plaaspad loop jy voor. Jy loop vooruit. En hulle wat jou aangeval het, volg jou. Soos gedwee skoothondjies. Hulle volg jou.
na 'n plek van vrede. Dis wat ek vanoggend gesien het. Dis wat ek in jou moet openbaar. Ondersoek dit. Die belangrikste was die eerste oorlog. Die eerste aanval. Die gevaarlikste was nie die fisiese oorlog nie. Die geestelike oorlog het reeds begin. Dis die een wat jy moet oorwin. Sodat jy die tweede en die derde, die twee fisiese aanslae, kan oorwin. As jy die geestelike oorlog nie nou oorwin nie, sal jy nie sterk kan staan in die twee fisiese aanslae wat daarna kom nie.